Vanjaar se Clan William Expo vind vanaf 10 tot 12 April plaas. Ek gesels met Marindi Saaiman. Marindi, vertel ons kortliks van die Expo en sy geskiedenis. Ja, dankie Lise. Ja, Clan William Expo is al van 1931 al gevestig aan die gang. En van ons bestuurslede wat al, kan jy glo, 50 jaar al op die bestuur is, het ook al vir ons vertel hoe die skou begin het in 'n straat, in 'n stofstraat. En die toeskouers moes langs die straat maar staan om te kyk hoe die perde jaag en die aktiwiteite in die stofstraat. En ek glo ook dit is maar hoe dit gegenereer het dat hulle later beskuif het. Ek het ook 'n stukkie geskiedenis gelees van die skou dat die vrouens moes maar onder bome die kos voorberei vir die skougangers in daai jare. So met die tyd, ons vier hierdie jaar ons 95ste verjaarsdag, kan jy maar dink dat dinge gevorder het en dat hulle ons op die ouente gebou gevestig het. So, soos ek sê, ons is al jare aan die gang. Ons het ook redelik uitdagings gehad in opsigte maar van die COVID en dan vandalisme daarna. Maar ons is weer aan die gang. Die skou is vir ons belangrik, soos ek sê, ons vorige generasies. My skoonpa was vroeër jare Piet Rooibos, jare by Rooibos tegewerk. En ek dink ook baie van ons bestuur is hoorlinge van Clan William, wat dit wil verder vat. Ek dink as jy soveel jare ingesit het, dan moet ons die waar deur die drif trek. So die skou het 'n lang geskiedenis en ek dink daar is 'n gedeelte op ons webblad as mense wil gaan kyk. So dit kom al jare aan. So ons nuwe generasie en selfs my kind is ook betrokke by die perde by die vlamme, is ook die volgende generasie. So ons moet hulle reg groot maak dat daar nog jare van Clan William Expo kan voortbestaan. Nou julle noem hierdie Expo en nie 'n skou nie. Wat is die rede daarvoor en wat maak hierdie Expo uniek? Lise, ja, vroeër jare het die bestuur ons naam 'n lang naam gegee. Ons afgekort is hy CLHT, wat staan vir Clan William Landbou en Huisluit en Tentoonstelling Genootskap. So ons het maar besluit hierdie jare om dit te verander, soos hulle sê, handel as Clan William Expo, want dit is 'n mondvol. En ja, ek dink ook mens moet vernuwe, mens moet byhou by die nuwe generasie. En ek dink ook dis lekker op die oor. Clan William Expo voel vir my 'n tipe van 'n dinamika. Wat ons uniek maak is ons het 'n verskriklike vol program. Ons is baie bevoorreg as 'n skou om dorper en boerbok en perde, 'n jeugskou, 'n landbouoggend, 'n damesoggend. Ons het hierdie jaar wat ek dink ook vir ons meer uniek maak. Ons het die SDR met hulle risk en disaster management, verskoon my Engels. En dan Departement Landbou loop met ons 'n lang pad. Daar's min skoue wat hulle loopbaanuitstallings kom hou by ons. En ons kunstenaars, ek dink dit maak ook 'n uniekheid. Ons het redelik vernuwe om kunstenaars in te bring. En dat ons natuurlik veterane ook. Ek het getel, ons het 16 afdelings wat gedek word. Maar onder andere is daar nou terrein ook. Dis nie noodwendig alle afdelings wat iets genereer vir 'n skou naweek nie. Maar ons het 'n vol pak en ek dink dit maak dit uniek. Ons is self 'n klein dorpie, maar ek dink ons omliggende dorpe span saam en van ons bestuur kom ook maar van plase en amper sê buurdorpe af. So ek dink dit is verseker die uniekheid wat ons aanbied vir oor 3 dae. Jy het na 'n paar landbou gebeure op die program verwys, maar ek glo daar is heelwat wat nog gebeur. Brei so 'n bietjie uit. Lise, vir ons is baie belangrik om op landbou te fokus. Ons het redelik landbouuitstallers ook hierdie jaar. Ons het 'n ongelooflike groot aanvraag hierdie jaar gehad vir uitstallers wat vir ons lekker is. Ons het om te fokus op die landbou, een van ons bestuurslede bied hierdie jaar aan vir ons She's a Farmer Too, wat gemik is op opkomende en klein boere, wat ook regtig die hele aspek van boer, van amper produksie tot verwerk tot op die tafel. So ons het so 'n dag. En dan natuurlik ons jeugskou is 'n groot jeugskou. Ons het hierdie jaar het ons die dorpers wat hulle 65-jarig bestaan kom vier by ons en dit is ook vir ons 'n voorreg want daar is soveel ander skoue waar hulle dit kan doen wat hulle dit by ons kom doen. So die landbou aspek het ons ook 'n goeie landbouoggend hierdie jaar wat ons 3 sprekers het van minister Anroo
Marie wat oor landelike veiligheid kom praat, dan ons vir Janie Strydom van Agri en dan Jan Leroux wat 'n boer van die jaar was van die Leroux groep. So ons is gefokus om ons skou 'n landbouskou te hou. Maar dan natuurlik ook, soos ek net al gesê het, kunstenaars is baie belangrik, soos iemand perde kom kyk iemand spesiaal dalk vir Appel. Appel is hierdie jaar by ons. En dan het ons natuurlik die perde vertoning is die Vlaam Vennootskap streekskampioenskap wat by ons aangebied word. Vir die eerste jaar in jare is ons stalle chok en blok. Ons perdekoördineerder het stalle ingehuur van Agri Expo en ekstra gekry. As ek reg is, daar's 150 stalle, so elkeen het 'n perd in. So ja, ons program is vol. Ons program begin al donderdagmiddag met die perde en dan uitstallers begin dan ook al te funksioneer. En van daar af is dit soos 'n sneeuballetjie wat dit raak net meer en meer. En dan Vrydag ook 'n vol perdeprogram met die jeugskou dorper en die boerbokke. Ons het laas jaar 'n Damara kampioenskap by ons gehad wat ook iets anders te gebring het. Wat ons hoop dat volgende jaar by ons. So ja, ons terrein is ten volle benut. Ons het vir hierdie jaar vir die eerste keer ons terrein vergroot dat ons op die B-veld basis die kuiertent opslaan en dat die uitstallers is langs die kante, so die mense gaan 'n lekker vloei wees van mense van die kleinvee, kuiertent, uitstallers weer terug, wil ek amper sê by die ingang van die terrein. So ja, definitief 'n vol program hierdie jaar en die jeugskou is ook vir ons baie belangrik want dis die volgende generasie. Die kinders soos die vroutjie, die koördineerder Annelien van die jeugskou sê, hulle begin met die juniors. Daar's kinders wat nog nooit aan 'n skaap gevat het nie. So hulle begin van kleins af, die kinders leer hoe om 'n dier te versorg. So ja, ons het redelik vertoners ten opsigte van die kleinvee ook, as selfde met die perde. Dan het jy ook verwys na mense wat betrokke is en instansies, maar wie is eintlik almal betrokke by hierdie expo? Lise, ons missie is om verseker die dorp te betrek. Ons het hierdie jaar uitstallers, soos byvoorbeeld 'n kerkgemeenskap, skoolgemeenskap wat stalletjies uitstal, selfs iemand wat 'n koffiewinkel op die dorp het, is 'n uitstaller op die skou. So dit is vir ons belangrik dat ons sover as moontlik almal in die omgewing betrek. Soos ons praat oor die gemeenskap, dis om die gemeenskap bymekaar te bring, saam te snoer, saam te bou weer, soos ek sê, na COVID het ons maar gesukkel om weer op die been te kom, en dat ek wil die skou, die dorp moet sien, ons bring iets na die partytjie toe. Ons as bestuur staan saam, meeste van ons bestuur is maar boere, min van hulle is woonagtig op die dorp. So dit is vir ons belangrik dat die gemeenskap moet betrokke raak, as of 'n uitstaller, of 'n vertoner, maar of as 'n skouganger. So ons uitstallers kom ook van wil ek amper sê van die Kaapse kant af, wat vir ons regtig 'n veertjie in die hoed is, dat hulle so ver ry om te kom uitstal by ons, die moeite te sien. Maar daar is mense wat elke jaar terugkom, omdat ons so ongelooflike atmosfeer het. Fiesta was byvoorbeeld laas jaar by ons het dan hulle program gehaal laas jaar, wat ook vir ons 'n klop op die skouer is, dat ons dit gehaal het op die televisie. Maar Lise, ja, mense wat ook betrokke raak is, Departement Landbou het byvoorbeeld hierdie jaar Bekkiesfontein se skoolkinderleerlinge genooi vir die landbouuitstalling. Self een van ons roosterkoekvroutjies is een van die plaaslike vroutjies wat kom roosterkoeke maak by die uitstallers. So dit is ook vir enige iemand om betrokke te raak, en daarmee wil ek graag nooi dat enige iemand kan betrokke raak en is welkom om te sê ek wil graag iets doen. So almal in die dorp is bewus van ons skou. Ek dink ook ons doen baie meer in advertensie vir die dorp. Vroeger dink ek het 'n mens nie genoeg geadverteer nie, maar ons, jy weet, met sosiale media raak dit al hoe beter, dat ons advertensieveld tog moet verseker baie meer gedoen word om die woord daar uit te kry. Dit is mos maar ook, ek dink ook baie word by mouth. En ek het net al nagelaat ook, ons bied ook 'n potjie kos kompetisie aan, wat weer vir ons lekker is, want dan is dit die jong boere wat by mekaar kom, en dan kyk wie maak die beste pot. Dit is maar gewoonlik ek wil amper sê die jonger ongetroude generasie wat dan dit doen.
Maar dit is 'n lekker lag, vrolike atmosfeer as daai inskrywings daar hulle potjies kom maak. So ja, daar is nie 'n einde aan wat ek vir jou kan sê wie betrokke is nie, want dit kom uit heinde en verre wat mense kom kyk wat gaan aan en raak dan betrokke op die einde van die dag. Waar kry ons meer inligting, Marindi? Lise, ons het 'n baie besige Facebookblad wat maar ook Klein Willem Expo Facebookblad is, en dan het ons 'n baie nuwe mooi webtuiste wat www.kleinwilliamexpo.co.za. Wat alles is nie daarop, inskrywings, kompetisies, die program, alles is daarop te kry. So sê Marindi Saiman, en sy het vandag gesels oor die Klein Willem Expo 10 tot 12 April.